Vader, ons kom raak vanoggend stil by een totale afhanklikheid. Party dae besef ons nie hoe afhanklik ons van U is nie. En ander dae weet ons sonder U kan ons nie. Here, ons leef in hierdie natuur wat deur U geskep is, in hierdie wêreld wat deur U geskep is. Party dae raak dit moeilik. Dan weet ons kan net aan U vashou. Here, dankie dat ons op U kan vertrou en kan weet dat U ons God is, dat U ons Here is. Dankie dat ons kan weet, daar kom ook dae soos vandag waar dit koel is. Waar ons net 'n bietjie kan ontspan en 'n tree kan teruggee van dit wat in die wêreld aangaan. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees en mekaar se harte kan hoor, liefde kan ervaar en kan weet dat U God is. Here, is die begin en die einde. Is die een wat is, wat was en wat weer kom. Here, as ons stil raak by U vanoggend in die naam van die Seun, die Here Jesus Christus, dan besef ons die krag wat in U is. Here, ons wil nader na U te beweeg. Ons wil meer van U weet. Ons wil meer U liefde deel. Ons wil stil raak by U, Here. Maar dan kom maar al hierdie wêreldse dinge, Here, ons bestaan. Dit waarmee ons besig is. Ons kom gee dit also vanoggend vir U in U hand en ons vra dat U vir ons sal lei, dat U vir ons sal rigting gee, dat U vir ons vertroosting sal bring. Here, dat U vir ons sal leer uit U woord uit U waarheid uit en uit wie U is. Dat ons krag by U sal vind. Here, U is ons lig. Maar U vereis ook dat ons moet lig wees. U is ons liefde, maar U vereis ook dat ons moet liefde wees. Soms is dit moeilik. Ons vra U hand op ons lewens. Ons vra dat die krag deur ons sal vloei, dat die genade deur ons sal vloei en dat die liefde deur ons sal vloei. Here, ons kyk wat in ons dorp aangaan, wat ons land aangaan. Ons besef dat ons U nodig het. Here, maar ons besef ook dat ons nie die regte woorde, die regte planne en die regte omstandighede het om dit wat U van ons vra uit te leef nie. Ons vra Heilige Gees dat U ons sal lei. Dat U ons sal help om uit te kom by die gebrokenis. Dat U ons sal help om genesing te bring. En Vader, waar daar seer is, om verligting te bring. Ek bid dat U ons sal lei, Vader. Vader, daar is soveel siektes om ons. Soveel wat gebuk gaan onder siekte. Vanoggend kom dra ons hulle so spesiaal aan U op en ons kom bid vir volle genesing. Genesing wat in volle plaasvind op 'n wonderbaarlike manier wat net deur U kan geskied. Ons bid dat U naam verheerlik sal word deur elkeen wat genesing ontvang. Dat U naam groot gemaak sal word, Vader. Ons bid dit nou so, Jesus. En ons vra dat U sal kom en dat U genesing sal kom bring. Here, dankie dat U 'n God van verhoudinge is, 'n God wat verhoudinge vooropstel en verhoudinge herstel. Ons kom bring so ons verhoudinge voor U, Vader. Ons kom bring dit voor U en ons vra dat U dit so sal kom herstel, sodat U naam sal verheerlik. Here, dankie dat ons vanoggend met U woord kan bymekaar kom, dat ons uit U woord uit kan leer. Vader, dankie vir die kosbare skatte wat in U woord is, vir die Heilige Gees wat hierdie skatte oopsluit, vir die waarhede wat in ons waarhede raak en wat weer uit ons uit kan vloei. Kom bid vir lewende strome waarheid wat uit ons uitvloei, Vader. Waarheid wat ander voed, waarheid wat nuwe lewe gee, waarheid wat verandering bring. U is waarheid, U is hoop en U is krag. Ons kom bid dit so in Jesus se naam vanoggend. Amen.
Johannes begin om sy evangelie te skryf en sy fokus is op wie Jesus is. Vir dit begin hy by die heel begin, by 'n plek waar ons gedagtes nie eers kan teruggaan nie. Voor enige iets was Jesus daar. Voor enige iets bestaan het, was Jesus by God en Jesus was God. Johannes die Doper verskyn op die toneel. Hy is die een wat vir die Israeliete vertel dat hulle so ver van God af weg beweeg het, dat hulle weer gewas moet word, dat hulle gedoop moet word om by God uit te kom. Hy is ook dan die een wat Jesus aan die wêreld bekendstel as die lam van God, die een wat die wêreld se sondes vergewe. 2 van Johannes se disippels begin om vir Jesus te volg en daar word nog ander by die groep gevoeg. Vandag gaan ons na die volgende gedeelte lees, die bruilof in Kana. Kom ons lees en kyk wat daar gebeur. Johannes 2 vers 1 tot 12. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana, in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toegenooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode vir hul reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waarvandaan dit kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot in geloof in hom gekom. Hierna het hy sy moeder en sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Is daar iemand wat iets wil sê oor die stuk? Ok, kom ons sit 'n bietjie agtergrond hierby. Bruiloffeeste in die Midde-Ooste het 4 tot 7 dae geduur. Voor dit het daar egter iets anders gebeur. Hierdie troues is dikwels gereël deur die ouers wat die kinders aan mekaar beloof het en kontrakte gesluit het. In die sinagoge is beloftes gemaak en iets uitgeruil om die verbintenis te simboliseer. Daarna is die 2 wat getrou het, wettig getroud. Maar hulle is eers weer terug na hulle onderskeie huise toe, vir iets soos 'n afkoelperiode. Hierdie aksie was nooit korter as 2 maande nie, maar kon tot 'n jaar geduur het. Na die wagtyd verby was, het die man saam met sy vriende en gewoonlik in die aand die strate ingevaar op pad na die bruid toe. Met mooi klere en sang het hulle by die bruid se huis aangekom. Toesprake is gemaak, seëninge is uitgespreek en die bruidegom het sy bruid huis toe gevat. Dit is hier waar die familie en die vriende vir 'n week lank fees gevier het. Die bruidegom se familie moes vir die verversing sorg. Nou as hierdie verversings opgeraak het, was dit 'n groot skande op die bruidegom, die familie en die nuutgetroudes. Dit kon selfs in daardie tyd tot hofsaake lei, van die bruid se familie is in 'n verleentheid geplaas. Die bruidegom kon nie voldoende voorsien nie. Dit was dan die risiko by die bruiloffees.
aangesien die wyn opgeraak het. Johannes is die enigste evangelie wat hierdie wonderteken beskryf. Baie wonder hoekom hy dit hier gebruik, hoekom hy daaroor skryf. Sommige beskou hierdie teken as 'n skande. Hy het nou net sy bediening begin, en nou vat hy tyd af, en hy gaan woon 'n troue by, en boonop maak hy nog wyn ook by hierdie troue. Dan is daar die manier hoe hy sy ma aanspreek. Die Afrikaanse vertaling het natuurlik hierdie kontroversie vermy. Daar is natuurlik ook die wat sê, ja, maar met die versoeking in die woestyn het hy nie brood gemaak om homself te versorg nie, en hier maak hy nou wyn. Aan die ander kant is daar wat sê dat hierdie 'n baie bemoedigende gedeelte is. Jesus bring eer aan die huwelik. Hy help mense in nood. Hy vergoed die wat gehoorsaam is. Wanneer Jesus seën, doen hy dit in oorvloed. En deur dit als stimuleer hy geloof. Ons kan egter ook simbolies na hierdie gedeelte kyk. Jesus die woord en Christendom die wyn. Ons gaan nou 'n bietjie dieper kyk na elkeen van die maniere hoe om hierdie gedeelte te beskou. Kom ons kyk na sy teenwoordigheid by die troue. Sommige Christene raak ontsteld oor die dinge wat daar gebeur. Jesus is 'n paar dae van tevore gedoop. Hy het sy bediening begin. Hy het disippels wat hom volg en nou is hy by 'n sosiale byeenkoms. En ons lees ook glad nie dat hy preek daar nie. Hy was daar en het homself geniet by die troue. Kyk na die evangelies. Wanneer iemand Jesus aangeneem het, het hulle partytjie gehou. Hulle het hulle vriende genooi en hulle het ook vir Jesus genooi. Onmiddellik het al hulle vriende van die verandering in hulle lewe geweet. En die vriende het sommer ook vir Jesus ontmoet. Jesus het nie ons sosiale lewe tot 'n einde kom bring nie. Hy het partytjies bygewoon. Hy het met mense interaksies gehad en hy het mense bymekaar gebring. Daardeur kry ons die geleentheid om nie net vir Jesus lief te wees nie, maar ook vir ander. Jesus is ook die een wat altyd kom wanneer hy genooi word. Vir sommige doen Jesus dan die ondenkbare. Hy maak wyn. Hy maak nie 'n bietjie wyn nie, sommer 540 tot 600 liter daarvan. Die Bybel waarsku ons oor dronkenskap en om nie dronk te raak nie. So, hulle wyn het ook alkohol bevat. David Pawson skryf dat hy op 'n geleentheid hierdie gedeelte gelees het by 'n troue wat hy gedoen het. Toe hy by die onthaal aankom, was daar glad nie wyn of drank bedien nie. Dit was so effens 'n verleentheid. Johannes die Doper het glad nie wyn gedrink nie. Jesus aan die ander kant het wel wyn gedrink. En ons weet Paulus het vir Timoteus aangemoedig om so 'n bietjie wyn te neem. Dit is egter duidelik in die Bybel dat Christene selfbeheers moet wees en nie dronk moet raak nie. Daar is egter 'n ander kant, waar as daar in 'n geloofsgemeenskap iemand is wat sukkel met drank, jy nie voor hom moet drink nie of glad nie moet drink nie. Dit gee egter nie 'n rede hoekom Jesus nie die wyn moes maak nie. Die ander tamaletjie is hoe Jesus sy moeder aanspreek. Daarna moet ons om daarna te kyk, moet ons gou die Engels lees. And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." Nou baie vertalings maak dit so bietjie sagter. Die Amplified sê, "Dear woman." Die Passion gebruik, "My dear one." Maar die kommentare gebruik almal woman, want dit is die woord wat Johannes gebruik het. Op die oor klink dit 'n bietjie na 'n teregwysing. Die woord wat Johannes gebruik was egter nie so hard in Engels nie. Hierdie was die normale woord wat gebruik is in die Midde-Ooste. Kyk wat sê Jesus aan die kruis in Johannes 19 vers 26. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Die teregwysing is in die woorde, "Waarom sê u dit vir my?" of "Don't tell me what to do." Hoekom spreek Jesus haar so aan? Die aanleiding kom uit dit wat sy vir hom gesê het. Hulle het nie meer wyn nie.
Ons weet nou dat hierdie 'n groot skande vir die familie sou gewees het. Maar hoekom sê sy dit vir Jesus? Jesus is Maria se oudste kind. Dit word aangeneem dat Josef vroeg dood is en dat Jesus 'n baie belangrike rol in hierdie huishouding gespeel het. Sy sou dinge met hom deel en dit was net natuurlik dat sy hom daarop sou attent maak dat die wyn opgeraak het. Jesus se disippels was ons ook by hierdie troue. Ons sien egter, dit gaan hier oor wat sy impliseer, aangesien hy vir haar sê dat sy tyd nog nie aangebreek het nie. Sy dink Jesus se bediening het nou begin. Sy voel dit is tyd dat hy iets doen, sodat sy familie ook kan sien wie hy werklik is. Jesus verander wel die water in wyn, maar hy doen dit nie op so 'n manier dat sy familie weet dat 'n wonderwerk gebeur het nie. Dit gebeur nie tussen die mense nie. Dit gebeur uit die feesviering se oog, daar waar die waterkanne staan vir die reiniging. Jesus gebruik hier sy krag om iets gewoons te maak. Hy het al die mag en krag in die wêreld en hy kies om wyn te maak by 'n troue. Dis hier waar die vergelyking inkom met Satan wat gesê het, hy moet klippe in brood verander. Jesus weier, maar hy kies tog om water in wyn te verander. Met die brood sou hy egter sy krag gebruik het om sy eie persoonlike behoeftes te vul, en dit sou verkeerd gewees het. Hierdie was egter nie om sy eie behoefte te bevredig nie. Hy spaar die bruidegom die verleentheid om uit wyn uit te hardloop. Nou gaan ons 'n bietjie dieper delf. Jesus is dieselfde van die begin tot die einde. Dieselfde gister en vandag en in die toekoms. Kom ons kyk wat ons hieruit kan leer oor Jesus. Jesus eerbiedig die huwelik. Sy eerste aksie van sy publieke bediening is om die troue by te woon. God het die huwelik ingestel en Jesus onderhou dit. Hy woon dit by en dit wys vir ons op die belangrikheid daarvan. Jesus bewoon troues by waarna hy genooi word. Jesus is beslis nie die een wat teen die huwelik is nie. God stel die huwelik in tussen man en vrou. Ons lees ook wat Paulus hieroor skryf in 1 Timoteus 4 vers 2 tot 3. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Die volgende punt wat ons hieruit kan sien, dat Jesus die help wat in nood is. Hierdie getroude paar sou die res van hulle huwelik die skande en die stories oor hulle gehad het, omdat hulle nie genoeg wyn gehad het nie. Jesus tree op en hy help hulle uit die nood uit. Hierdie sou 'n sosiale vernedering vir hulle gewees het, en Jesus tree op en hy verhoed dit. Wat beteken dit vir ons? Ons hoef nie te wag vir groot probleme voor ons Jesus kan nader vir 'n oplossing nie. Nee, Jesus, wanneer hy genooi word, gee aandag aan al ons probleme. Jesus is die een wat help in nood. Hy is die een voor wie ons enige en al ons probleme kan bring. Ons sien dat Jesus teenwoordig is daar waar hy genooi word. Hy daag op by die troue en hy doen meer as dit. Hy spreek die probleem aan by die troue en hy bring die oplossing. Daar is nog iets belangrik wat ons hieruit kan leer. Jesus beloon gehoorsaamheid. Maria sê die regte ding. Sy sê vir die diensknegte, wat ook al Jesus vir julle sê om te doen, doen dit. Vertrou hom en doen dit net. Hulle gaan 'n baie snaakse opdrag ontvang, iets wat hulle werk kon kos. Hulle moes vir die seremoniemeester water skep uit kliphouers. Hierdie houers was gebruik om hande te was en hulle moes hieruit water skep en dit vir hom gee om te drink. Hulle het dit gedoen en die res is geskiedenis. Maria se woorde is vandag nog die waarheid. Doen wat ook al Jesus vir jou sê om te doen. Sommige daarvan gaan dalk nie vir jou reg klink en gemaklik wees om te doen nie. Maar as die woord van Jesus afkom, moet jy dit doen. Jesus het al reeds die werk gedoen. Ons moet dit net uitstap.
Die water wat hulle geskep het, was reeds wyn. Hulle moes dit net vat tot by die seremoniemeester. Wanneer Jesus seën, seën hy in oorvloed. Ons weet nie hoe lank daar oor was van hierdie fees nie. Jesus maak 540 tot 600 liter wyn. Ons weet nie hoeveel mense daar was nie, maar dit was baie wyn. Dit was ook nie net die wyn in liters wat baie was nie. Hierdie was ook baie goeie kwaliteit wyn. Ons sien hier ook iets van die wêreld. Die gewoonte was om eers die beste te gee. Daarna, wanneer die smaak en die ander sintuie 'n bietjie afgestomp was, die swakker kwaliteit uithaal. Jesus maak die beste wyn op die regte tyd. Dit als het groei in geloof tot gevolg. Die gaste weet nie almal hiervan nie. Die diensknegte weet nie wat gebeur het nie, maar Jesus se disippels se geloof word versterk. Ons sien in vers 11 dat die 5 disippels wat saam met hom aangekom het, se geloof versterk is. Hulle sien wat gebeur het, hulle praat met mekaar en hulle geloof word versterk. Nou kan ons kyk na die simboliek hiervan. Dit wys daarna dat Jesus die Seun van God is. Wie anders as God kan iets skep uit niks. Wie anders as God, die rede vir vers 11, die disippels sien sy heerlikheid en kom tot geloof in hom. Baie het hierdie wonderteken probeer verklaar, maar daar is geen ander logiese verklaring daarvoor dat Jesus God is nie. Dit bring ons na die ander teken, waarna die wonderteken verwys, Christendom as wyn. Hierdie kliphouers was nie daar om wyn uit te druk nie. Hulle was daar om hande te was. Die Jode het baie wette gehad. Die een waarop hulle baie gefokus het, was die was van hande. Voor etes, tussen verskillende kosse, het hulle hande gewas. Die wat gereeld hier by ons gekom het, was nie wetties of gelowig nie. Hulle het wel hulle hande gewas. Elke keer as hulle iets geëet het, of dit nou 'n vrug, of 'n lekker of roomys was, het hulle eers badkamer toe gegaan en hande gewas. Dit was simbolies van die Jodese geloof. Hulle het die buitekant gewas. Jesus neem die kern van hulle geloof, dit wat hulle geloof uitbeeld, die eksterne seremonies, en hy verander die water wat die buitekant was na die wyn wat vreugde bring. Onthou, ons praat hier van simboliek. Die verskil tussen godsdienst en Christendom is dan die verskil tussen die water wat van buite en die wyn van binne. Die verskil tussen werke en vreugde. Wat sê die mense van die wat gevul is met die Heilige Gees by Pinkster? Hulle sê, daardie groep mense is dronk. Wat skryf Paulus hieroor? Efesiërs 5 vers 18 tot 19. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle harte, hele hart, tot eer van die Here. Met die Gees vervul het ons die vreugde van God. Hierdie gedeelte begin by die 3de dag. Ons neem aan, dit is die 3de dag na die vorige gebeure wat Johannes beskryf. Jesus daag by hierdie bruilofsfees op, en die wêreld was nooit weer dieselfde nie. Jesus word genooi, en hy daag op. Nooi ons nog vir Jesus, in ons moeilike tye en ons swaar kry, maar ook in ons vreugde. Nooi ons nog vir Jesus. Kom kyk bietjie wat hier aangaan, Jesus. Kom stap saam met my deur hierdie moeilike tyd. Dit klink eenvoudig vir ons. Die wyn is op. Hy word ingelig en Jesus daag op met die oplossing. Hy vestig nie aandag op homself nie. Hy bring eenvoudig die oplossing. Hoe lank wag ons voordat ons probleme na Jesus toe neem? Dink ons probleme is te klein om Jesus mee te pla? Hy sit en wag om genooi te word. Hy sit en wag dat ons hom inlig oor ons probleme, dat ons hulp vra. Nou kom die moeilike deel. Ons moet hom vertrou met sy antwoord. Water in 'n handewasbak vir die seremoniemeester neem en dit aanbied as wyn. Kan ons vandag nog vir Jesus so vertrou? Kan ons nog sy woord vat en daarin stap? Paulus skryf,
En nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3 en die grootste hiervan is die liefde. Ek wil vanoggend niks wegvat van wat Paulus hier skryf nie. Geloof, hoop en liefde. Vanoggend wil ek net vreugde bysit. Jy sien, as ons 'n lig op 'n berg moet wees, as ons ander moet aantrek, as ons ander jaloers wil maak op wat ons het, gaan ons vreugde moet hê. Die vreugde wat gevul wees met die Heilige Gees. Ons gaan moet lag, ons gaan moet lewe. Ons gaan moet besef, ja, aan die een kant is die wêreld met al sy probleme, bekommernisse, maar aan die ander kant is God, ons God. Dit is wat Petrus vir my so mooi beskryf. 1 Petrus 5 vers 7. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on him. For he cares for you affectionately and cares for you watchfully. Vertrou ons vanoggend vir God op so 'n manier dat al ons probleme, bekommernisse, siektes en teleurstellings soos 'n spies gevat kan word en na hom toe gegooi kan word. Weg van ons af, oorgegee aan hom wat vir ons lief is. Mag ek en jy vanoggend die guts en die geloof hê om alles, ons bekommernisse aan hom oor te gee en om voluit in vreugde te leef. Amen.